Uit die water van oordeel bring God lewe uit die dood. Kom ons lees Genesis 7 vers 17 tot 23. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef, sodat dit opgereis het bo die aarde. En die water het die oorhand gekry en grootliks vermeerder op die aarde, terwyl die ark op die waters drywe. En die waters het heeltemal die oorhand gekry op die aarde, sodat al die hoë berge onder die ganse hemel bedek was. 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat die berge bedek was. En alle vlees wat op die aarde beweeg het weggesterwe, die voëls en die vee en die wilde diere en al die gediertes wat op die aarde wemel en al die mense. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het dood gegaan. So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was. Tot sover. Na die sondeval was die aarde op 'n laagtepunt in sy geskiedenis. Nou die mense van daardie dae het nie net plain afvallig van God geraak nie. Hierdie geslag wat hier voor die groot vloed geleef het, was anders. Hulle het direkte toegang tot die skepingsverhaal gehad. Wat bedoel ek daarmee? Adam was 678 jaar oud toe Matuselag, die oudste man wat die Bybel noem, gebore was. Nou, Adam het 930 jaar oud geword, terwyl Matuselag 969 jaar oud was. Dit beteken dat Matuselag nie net oud genoeg was om vir Adam te ken nie, maar oud genoeg was om vir Noag te ken. Dit beteken dat Matuselag moontlik vir Adam vir 243 jaar lank geken het. Matuselag het in dieselfde jaar as die vloed gesterf. Nie net Matuselag was oud genoeg nie, maar die Bybel noem nog verder vir ons 6 mense, Matuselag ingesluit, 5 mense sonder Matuselag, wat oud genoeg was om beide vir Adam en Noag te geken het. Die Bybel noem Enos, Kenan, Malel, Jared en Lamech. Hulle almal was oud genoeg om die skepingsverhaal by Adam te gehoor het en oud genoeg om dit te kan oordra aan die geslag wat in Noag se tyd geleef het. Dit is, met ander woorde, hierdie geslag kan ons met gemak aanneem dat hulle die skepingsverhaal geken het. Hulle het God geken. Hulle het geweet wie hy was. Hierdie geslag kan nie sê hulle het nie geweet nie. Wat dit beteken is hulle was in openlike opstand teen God. En dit is hoekom God so 'n drastiese besluit neem. Nie net om 'n vloed te stuur nie, maar om die wêreld te oordeel en die aarde uit te delg. Maar God gee nog hoop en genade wat hy bewaar vir Noag. Hy bewaar hom nie net in die opstand van die mense deur om rein te hou en sy verhouding met God te bewaar en om regverdig te hou nie. Maar God vat Noag en hy skei hom van hierdie wêreld. Uit die water van die oordeel bring God water van verlossing. So hef die ark vir Noag en alles wat saam met hom op die ark was, uit daardie ou wêreld uit. Op die aarde word die mens verstoot en die hemel verwelkom hulle nie. Maar Noag word deur die hout van die ark opgehef tussen die hemel en aarde as 'n simbool van die oordeel wat Jesus eendag sou deurmaak. Die aarde sal Jesus verstoot en die hemel hom verwerp, maar deur die hout van die kruis wat hom daar hou, bring Jesus vir ons versoening tussen ons en God.
Hy gee vir ons die teken van die doop, dat hy nuwe lewe uit daardie oordeel vir ons bring, wat Jesus ontvang het. Die water van die doop dien as 'n teken, net soos die vloed, dat God skeiding maak tussen ons en die sondige wêreld, dat hy ons losmaak, dat hy anders na ons kyk. Die vloed is nie net 'n storie wat ons moet ken nie. Dit is gekoppel aan jou eie lewe, aan jou doop. Net soos wat God Noag nie as deel van daardie opstandige wêreld beskou het nie, so is die doop 'n teken vir jou dat God jou nie as deel van hierdie opstandige wêreld beskou nie. Daarom moet jy jouself ook nie as deel van hierdie wêreld sien nie. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons in U woord kan lees en kan weet dat U maak skeiding tussen ons en hierdie sondige wêreld en dat U ons ook nie as dieselfde sien as hierdie wêreld nie. Dis nie omdat ons dit verdien nie, maar dis uit genade wat U dit aan ons gee. Daarom vra ons U dat U ons die genade sal gee, dat ons net soos wat U ons sien, onsself ook sal onderskei van hierdie wêreld en onsself losmaak van die sonde wat teen ons sin in ons harte oorbly. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.